Ons gaan vanoggend voort met ons leerprediking uit die Heidelbergse Katekismus. Ons het by die vorige geleentheid, wat nou al 'n geruime tyd terug is, stilgestaan by Sondag 9. Vanoggend staan ons stil by Sondag 10. Maar ons gaan na die stem van die Here luister uit die boek Job. Job 2 vers 1 tot 10 gaan ons saam na luister, en ons gaan dan die klem in die besonder laat val op vers 9 en 10. Daai gesprek tussen Job en sy vrou. So kom ons luister dan nou eers na die Here se woord van Job 2 van vers 1 af. En op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het Satan ook onder hulle gekom om voor die Here te stel. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Toe het die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. En die Here sê aan Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. En hy het vir hom 'n potskerf geneem, om hom daarmee te krap, terwyl hy nog in die as sit. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Ons luister dan uit ons belydenis na Sondag 10 van die Katekismus. Ons weet in die Katekismus bely ons ook wat ons bedoel as ons die apostoliese geloofsbelydenis bely. So Sondag 9 is die vraag, wat glo jy? Wat bedoel jy as jy sê, ek glo in God die Vader? En dan in Sondag 10 gaan dit verder oor die werk van die Vader. Nou hoor ons in vraag 27, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Nou die antwoord, die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. En dan gaan ons in besonder fokus ook op die volgende vraag en antwoord, vraag 28. Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Die antwoord, dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Dit dan uit ons belydenis, ons fokusverse, vers 9 en 10 gaan ons net weer saam lees, en net op 'n punt van duidelikheid, as daar in vers 1 staan, dat die seuns van God hulle voor die Here kom stel het, dan verwys dit na die engele. So die engele kom staan voor die Here, en die duiwel kom staan dan tussen hulle. Maar goed, vers 9 en 10 van ons skrifgedeelte, toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.
suster, wat 'n heerlike troos bely ons in Sondag 10. Ons sal magtige Vader, hy wat die hemel en die aarde deur sy woord tot stand gebring het, hy is tot in die fynste besonderhede betrokke in ons lewens. En hy het vir ons lief, met 'n liefde wat nooit sal opdroog nie. 'n Liefde wat terwille van Jesus Christus ons gemeenskap met hom vorm en vul met sy goedheid. God het met ander woorde nie na die skepping opgehou om betrokke te wees nie. Hy regeer en onderhou sy skepping met sy almag, met sy geweldige krag. Ons belydenis is so anders as wat mense, selfs kerkmense, vandag oor die algemeen dink. Baie mense dink God is eintlik ver en onbetrokke. Hy sou dan volgens hulle mening die skepping aan die natuurwette en die natuurkragte oorgelaat het. Hy hou hom op 'n afstand en hy hou dop hoe die wêreldgeskiedenis afspeel. Hy het dit opgewen soos 'n horlosie en nou wag hy tot dit afloop. So dink baie mense oor die Here, dat hy eintlik nie iets te maak het met dit wat nou in die wêreld aangaan nie. En ongelukkig het hierdie oortuiging baie teoloë en predikante deur die jare gelei om die Bybel krities te interpreteer. Hulle interpreteer dit as 'n tipe menslike boek, asof dit wat daar staan nie noodwendig waar en seker is nie. Maar ons belydenis trek 'n streep deur daardie tipe oortuigings. Maar daar is rondom die Here se voorsienigheid nog 'n ander tipe dwaling waarvoor ons versigtig moet wees. 'n Dwaling wat baie tipies onder ons gereformeerdes posvat. Dis die dwaling wat leer dat God die geskiedenis vooraf geprogrammeer het en dat hy alles en almal soos robotte of marionette beheer. Dit is nie die waarheid nie. Sekerlik het God sy raadsbesluit in die ewigheid geneem en sekerlik is hy alwetend. Al sy werke is van ewigheid af van hom bekend, volgens Handelinge 15. Maar daarin is hy nie soos 'n poppemeester of 'n programmeerder nie. In sy almag regeer hy so dat ons steeds verantwoordelik is vir wat ons doen. En hy regeer so dat hy sy hande nooit met die sonde vuil maak nie, selfs al beskik hy oor alles. Ons belydenis beklemtoon juis dat God nou en hier betrokke is. Dit is hy wat in die tyd beskik en bestuur. Hy is besig om te werk in die teenwoordige tyd. En dis vir ons wat in die Here glo 'n geweldige troos. Dink jou maar net in, jy dien 'n God wat nie beheer het oor jou omstandighede nie. Dit sal nou nogal tragies wees. Wat sou jy immers van so 'n God kon verwag? Nie veel meer as wat jy van 'n mens kan verwag nie. En nou is dit so dat gelowiges deur die eeue baie keer geworstel het met God se voorsienigheid. As God vir my lief is en as hy ook nog almagtig is, waarom gebeur hierdie vreeslike slegte en seer dinge met my? Hoekom is dit ook deel van die Here se bedoeling dat ek moet ly, dat ek moet swaar kry? Het jy dit al gewonder? Daar is sekerlik nie baie mense in die geskiedenis wat soveel rede gehad het om daaroor te wonder soos Job nie. As ons maar die eerste hoofstukke van die boek Job lees, dan besef ons dat hy het werklik moeilik gehad het. En wat meer is, die Heilige Gees stel hom in die eerste vers van hierdie boek aan ons bekend met die woorde: daar was 'n man in die land wie se naam was Job, en die man was vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. Wat 'n CV. Job was onberispelik. Hy het die Here gedien met oorgawe. Hy het die Here so onverdeeld gedien dat die Here voor die duiwel gespog het met sy gehoorsaamheid en met sy godsdienst, met sy integriteit. En dit alles nogal te midde van geweldige rykdom, te
te midde van geweldige voorspoed. Job het op hierdie stadium, aan die begin van die boek, het hy 10 kinders gehad, en hy was so vroom en opreg, dat hy sommer vir sy kinders offers gebring het, as hulle saamkuier net vir ingeval hulle sondig. Dit is terloops nie oordadig nie, elke godvreesende pa het die verantwoordelikheid om homself in sy gebede vir sy gesin te offer. Maar so stel die skrif vir Job aan ons bekend. Dan is daar 'n gebeurtenis in die hemel. Die duiwel kom voor die Here se troon en hy kla vir Job aan. Sy aanklag: Job dien God net vir die voorspoed, vir die uiterlike seëninge. Dis wat die duiwel argumenteer. As dit nie was vir al sy rykdom nie, dan sou hy nie die Here so onverdeeld gedien het nie. En dit is natuurlik 'n valse aanklag, maar die Here laat ter wille van sy eer die duiwel toe om vir Job van sy besittings te stroop. Met ander woorde, Job het nie pertinent iets verkeerd gedoen waarvoor hy nou getuigtig moet word nie, maar nogtans laat die Here die duiwel toe. Wanneer die eerste vlaag rampe verby is in Job se lewe, dan sondig hy nie, soos wat die duiwel wou gehad het, hy moes nie. En dan kom die duiwel en hy redeneer voor die Here, maar Job dien nie net omdat hy nog gesond is. En dan sê die Here, hy sal die duiwel toelaat om vir Job se liggaam te tuister. Al wat hy moet oorlos is, hy mag nie Job se lewe neem nie. Hy moet hom aan die lewe laat bly. En die duiwel kom en hy tuister vir Job met swere. Job gaan sit in die as, hy gaan sit in rou en hy krap in stilte sy swere. Wat 'n droewige prentjie. Ons moet onthou, Job weet niks van die toneel wat in die hemel afspeel nie. En dan kom een van die swaarste versoekings wat na 'n man toe kan kom, na Job toe. Dis 'n versoeking wat kom van sy eie vrou se lippe af. Haar woorde in vers 9, seën God en sterf. Hoe sluit dit aan by wat die duiwel in die hemel vir God gevra het en vir God gesê het, as Job sy gesondheid verloor, gaan hy nie seën. Dit klink dalk 'n bietjie vreemd. Baie vertalings vertaal daarom hierdie woorde met vloek God en sterf. Dit klink of dit beter pas in die konteks. Maar die oorspronklike taal sê seën. Die gedagte is hier dat Job vir God totsiens moet sê. Hy moet vir God vaarwel toeroep. Die lewende God beteken nou vir hulle niks meer nie. Volgens Job se vrou nou, beteken vir hom niks meer nie. Hy kan net sowel vir God groet en die dood omhels. Daar is nie meer iets om voor te lewe nie. Het jy al so gevoel, broer en suster? Ons kan eintlik, as ons eerlik is, die emosie van Job se vrou verstaan. Sy het ook alles verloor binne die kwessie van 'n dag. Maar laat ons laat leer deur Job se antwoord. Sy antwoord aan sy vrou getuig van 'n diepe liefde vir die Here, maar ook van 'n sterk oortuiging aangaande God se voorsienigheid, waaroor ons in Sondag 10 bely. Job stel in sy antwoord dan as eerste hoofsaak, die goeie sou ons van God aanneem. Hoor weer die eerste deel van vers 10 in ons skrifgedeelte. Maar hy antwoord daar, soos 'n dwaas praat jy, die goeie sou ons van God aanneem. Job se antwoord aan sy vrou kom in die vorm van 'n teregwysing eintlik. En nou is dit opvallend, voor Job kom by die hart van sy antwoord of sy argument, maak hy eers duidelik dat sy vrou nou besig is om pure dwaasheid te praat. Haar plan om God nou te wil groet is dwaas. Dit pas nie by die wysheid waarmee 'n gelowige sy of haar lewe moet leef nie. Sy praat en redeneer soos 'n dwaase vrou. Wat sy voorstel maak nie sin nie. God se wysheid is immers nie soos die wysheid van mense nie. Wat wys is by God is telkens dwaas by die wêreld.
en wat wys is by die wêreld is dwaas by God. Vir die in sonde gevalle wêreld maak dit heeltemal sin om van God te wil afskeid neem as dit begin sleg gaan. Watter sin kan dit tog hê om die Here te aanbid as hy dit met jou laat sleg gaan, as hy rampe oor jou bring? So dink mense vandag nog. Maar vir hierdie redenasie moet ons eintlik in wese baie versigtig wees. Want wat agter hierdie redenasie sit, is meerendeels 'n tipe selfsug of 'n tipe mensgesentreerdheid. As God nie die lewe vir my gerieflik maak nie, dan is daar nie sin daarin om hom te aanbid nie. Mense sê dit deesdae wel vir heel wat minder as dit waarvoor Job se vrou dit gesê het. En dit is ook maar die gedagte waar rondom die voorspoedsteologie wat vandag so populêr is draai. Die lewe gaan oor my gerief en my gemak. So met ander woorde, as God een of ander ramp oor my bring, dan moet dit wees of omdat ek iets verkeerd gedoen het, of omdat hy onregverdig is. Maar die sleutel van Job se argument is uiteindelik dat die lewe nie om ons draai nie. Job vermaan uiteindelik sy vrou om verby die omstandighede te kyk en te sien dat dit God is wat agter dit alles sit. Hy wys haar eers op die feit dat hulle die goeie van God sal aanneem. As daar goeie dinge met hulle gebeur, soos wat in die verlede met hulle gebeur het, dan sou hulle dit tog van God af aanneem. Hulle sal die goeie ontvang asof dit vanuit God se eie hand af na hulle toe kom, asof dit God is wat dit gee. Dit is in werklikheid mos hoe dit is. En nou mag ons dalk dink, maar dis mos eintlik heel eenvoudig om die goeie te sien as uit God se hand is heel maklik. Die uitdaging kom eers as daar swaar en seer goed uit God se hand na ons toe kom. Om dankbaar te wees in voorspoed, dis die maklike deel van die lewe, dis die maklike deel van die lewe uit God se voorsienigheid. Is dit nie so nie? Dat dankbaarheid makliker is as geduld nie? Nou, ons moet nou nie noodwendig besin oor watter een makliker is nie. Ons kan maar net rustig weet dat nie dankbaarheid of geduld van self kom in 'n sondaar nie. Dit is onmoontlik om vanuit eie krag en voorspoed dankbaar te wees. Meerendeels is mense in voorspoed hoogmoedig, verwaand, selfs ondankbaar. Wanneer dit met mense goed gaan, sal hulle veel eerder doen dit waarteen God ons waarsku in Deuteronomium 8 vers 17 en sê: my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Om die goeie aan te neem is dalk maklik en eenvoudig, maar om die goeie van God aan te neem, dit is 'n ander saak. Job se woorde pas eintlik soos 'n mooi stempel op alles wat daar in die eerste deel van die boek oor hom geskrywe staan. Hy het al hierdie voorspoed gehad. Hy het baie kinders gehad, hy het baie plase gehad, baie vee, vreeslik baie geld. Maar sy godsvrees en sy vroomheid was eg. Hy het geweet dat hy nie daardie dinge het omdat hy so hard gewerk het daarvoor nie. Hy het verstaan dat hy dit ook nie het omdat hy dit verdien op een of ander manier nie. Hy het al hierdie wonderlike dinge gesien as geskenke uit God se hand. En daardeur het hy dan werklik onder God se seën geleef. Baie mense het baie rykdom en baie middele, maar hulle leef nie geseënd nie, want hulle sien nie hulle rykdom in die regte lig nie. Hulle sien nie hulle voorspoed in die regte lig nie. Hulle sien dit nie as komende van God nie. En dan begin hulle leef vir hulle voorspoed. En dit is in werklikheid 'n hartseer en 'n seënlose bestaan. Waarom moet ons elkeen afvra, broer en suster, hoe sien ons voorspoed? Ook voel jy asof jy nie soveel voorspoed ontvang het nie, maar ons het almal uit God se hand tog iets ontvang, al is dit dalk min. Hoe sien ons dit? Is jy dalk vreeslik trots op die dinge wat jy het? Sien jy jou kinders se prestasies dalk as 'n blote gevolg van jou goeie opvoeding? Hoe sien jy die geld en die voorspoed wat die Here wel vir jou gee, hoeveel dit ook al mag wees?
As jy in die oortuiging van God se voorsienigheid lewe, dan sal jy hierdie dinge sien as komende uit God se hand. Jy sal daarvoor dankbaar wees, en ware dankbaarheid kom tot uitdrukking in jou gebede en in jou vrygewigheid en liefde teenoor jou gesin en jou naaste. Wanneer mense leef asof hulle voorspoed verdien, dan leef hulle 'n leuen. Dit het Job besef. En daaraan het hy sy vrou onder andere herinner. Maar nou hoor ons, daar is selfs nog meer geloofsvolwassenheid by Job as net dit. Die Heilige Gees het hom al meer geleer as nog net dit. Die voorspoed kom van God af, dit weet ons nou al. Maar ons sien nou ook dat Job verstaan het dat die voorspoed God se is om te gee. Hy mag vryelik besluit vir wie hy wil gee en hoeveel hy wil gee. En hy kan ook vryelik besluit as hy iets wil wegvat. Dit hoor ons in Job se woorde in hoofstuk 1 vers 21, net na die eerste vlaag rampe oor hom gekom het. Daar verklaar hy, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. Wat 'n geweldige stelling. Dit bring ons by die laaste deel van Job se antwoord aan sy vrou, waar hy praat van die slegte wat ons van God moet aanneem. Hoor weer Job se antwoord. Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie. Job impliseer met sy antwoord dat dit nie reg is om die slegte dinge wat hulle nou getref het van God aan te neem, aangesien hulle dit sou aanneem as dit goeie dinge was. So dis net reg om die slegte goed ook aan te neem. Hy sien die slegte dinge wat die Here nou oor hulle lewe beskik het, met ander woorde, as iets wat heeltemal binne God se reg is. Al die dinge wat hulle verloor het, was immers mos 'n geskenk. Dit het in elk geval aan die Here behoort. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, hoor ons in Psalm 24. Maar ook die siekte, die swere wat nou aan Job se liggaam is volledig binne God se reg en mag om toe te dien, of om toe te laat in hierdie geval. As ons mooi kyk, broer en suster, dan hoor ons dat Job eintlik sê dat hulle die goed en die sleg moet aanneem, hulle moet dit aanvaar, aangesien dit van God afkom. Dit is die rede waarom hulle moet dankbaar wees in voorspoed, en waarom hulle nou geduldig moet wees in teëspoed. Ag, en ons kan ons Job se lyding indink. Hy het nie net sy welvaart verloor nie, hy het al 10 sy kinders op een slag verloor. As 'n mens maar een kind verloor, is die pyn ondraaglik. Maar wat nog 10 by een ramp? Maar Job se oortuiging oor God se voorsienigheid is duidelik diep genoeg dat hy goed en sleg uit God se hand kan aanvaar. Hoe is dit moontlik? Maar broer en suster, dit is net moontlik as ons glo dat God nie in sy voorsienigheid neutraal is nie. As ons bely dat God beheer het oor reën en droogte, oor gras en lower, oor ramp en onheil, dan bely ons nie dat God al hierdie mag en krag van hom neutraal uitoefen nie. God doen nie maar net goed in die geskiedenis omdat hy kan nie. Dit geld vir die goed en vir die sleg wat ons uit sy hand ontvang. Hy gee dit nie sommer maar net nie. Hy bring dit vanuit sy volkome liefde vir ons, oor ons. As jy werklik 'n kind van God is, dan geld dit vir alles wat in jou lewe met jou gebeur. God gee die goeie tye, al sy heerlike gawes vanuit sy ewige liefde, maar hy gee ook die swaar dinge, die rampe en die onheil uit liefde vir sy kinders. As ons dit nie glo nie, sal ons nooit kan sê wat Job hier sê nie. As ons dit nie glo nie, sal ons nie kan dankbaar wees in voorspoed nie. Ons sal ook nie geduldig kan wees in teëspoed nie. As jy nie in voorspoed God se liefde erken nie, dan sal jy nie die dinge wat jy het reg kan waardeer nie. Jy sal nie
Jy sal die dinge wat jy het, maar net sien as dinge wat God vir een of ander rede vir jou gegee het, maar jy sal nie dankbaar wees tot jy nie besef, maar dis God se liefde, dis uit liefde dat hy dit gee nie. Dieselfde geld vir teëspoed. As jy nie glo dat God die teëspoed oor jou pad bring uit sy liefde nie, dan sal jy nie geduldig kan wees nie. Jy sal gefrustreerd raak met jou omstandighede, jy sal uiteindelik gefrustreerd raak met God self. Maar God bring goed en kwaad uit liefde oor sy kinders. En nie die goed of die kwaad kan ons van sy liefde skei nie. So God se beskikking oor ons lewe is nie neutraal nie. Ons moet dit glo en ter harte neem, want Jesus het dit vir ons bewerk. God het in sy liefde die grootste kwaad denkbaar, die grootste onheil denkbaar oor sy eie seun gebring ter wille van ons. Dink maar net. God het die duiwel toegelaat om vir Job te tuister en Job was maar 'n gewone mens. Maar God het ook die duiwel toegelaat om vir Jesus te tuister tot aan die kruis en hy is die Christus, die seun van die lewende God. Die Vader het die grootste vernedering, eensaamheid, liggaamlike en geestelike lyding oor sy seun gebring, sodat ons in sy ewige liefde kan deel, sodat ons gemeenskap met hom heel mag wees. En Jesus het geduldig die teëspoed gelei. Hy het nie sy Vader verwyd nie. Job het in sy lyding nie met sy lippe gesondig nie. En Jesus het tot in die helse pyn en smart nie in sy lippe of in sy hart gesondig nie. En die Vader het hom daarvoor gekroon met die ewige lewe. Hy het hom geklee met majesteit en heerlikheid om as koning van alle konings te heers tot in ewigheid. Dit alles terwille daarvan dat ons nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit het die Vader deur sy voorsienigheid beskik. Die uitdelging van ons sondes, die oorwinning oor die dood. Daarom lei die Gees ons om te midde van alles wat die Here oor ons pad bring, aan sy liefde vas te hou. Die Gees lei ons om Christus voor oë te hou, sodat wanneer dit met ons goed gaan, ons kan besef, maar ons verdien nie God se liefde nie, ons sien die kruis. Die Gees lei ons om Christus voor oë te hou, sodat wanneer dit met ons sleg gaan, ons kan besef, maar dit gaan nie tot in ewigheid sleg gaan nie, want Christus het ons straf gedra. As God die dood, die ewige dood, deur sy voorsienigheid kragteloos kon maak oor ons, dan is daar mos geen teëspoed wat ons van sy liefde kan skei nie. As die graf dit nie kan doen nie, dan kan niks dit doen nie. Hierdie hoop en vertroue is die rede waarom Job later in hoofstuk 13 vers 15 kon verklaar: kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom, ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Al wil God my doodmaak, ek sal steeds my hoop in hom vind. Daarom hoor ons ook in Psalm 34 vers 19, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Die Here se redding is omvattend. Daar is geen teëspoed waarin God sy kinders maar net in eensaamheid laat bly nie. As sy voorsienigheid die dood kan omkeer, dan kan hy enige iets omkeer. Daarom kan ons in die Heilige Gees se krag geduldig wees in teëspoed. Ons weet, daar kom 'n eindpunt daaraan as ons glo in Christus. Daar kom 'n punt waarin ons hartseer en ons swaar kry iets van die verlede sal wees. Daarin is God met ons op pad deur sy regering en onderhouding van alle dinge. Die Here sê ons vir sy kerk in Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Geliefde gemeente, uiteindelik kan 'n mens dus nie dankbaar wees in voorspoed as jy nie geduldig kan wees in teëspoed nie. Die twee sake loop saam. Dieselfde geld andersom. Jy kan nie geduldig wees in teëspoed as jy nie dankbaar kan wees in voorspoed nie.
Die rede is dat jy in beide gevalle met God se voorsienigheid moet rekening hou. En dat jy moet besef, hy is nie neutraal wanneer hy volgens sy voorsienigheid regeer nie. Laat ons dus daaraan vashou. As jy in 'n tyd van voorspoed is, oefen om dankbaar te wees, dat jou geduld jou kan dra deur tye van teëspoed. En as jy in 'n tyd van teëspoed is, oefen jou geduld, dat jy die uitkoms wat die Here gee met dank sal ontvang. Dan sal, ten spyte van die geweldigste teëspoed, steeds die woorde van Romeine 8 vers 38 in ons harte bly leef. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie.